Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou, ek is seker almal van ons het al die fliek The Lion King gesien, né? As ek met julle mag deel, toe ek klein was, hier by 4, 5, ek wou niks weet van daai fliek af nie, niks. Maar toe ek so 9, 10 is en ek kyk om die eerste keer, daai fliek het vir my geraak, hoor. Dit was vir my toe een van my gunsteling kinderflieks. Dit was, ek wou hom dadelik gehad het, en dit was net, daar's net iets in daai fliek wat my so aangetrek het, dat ek hom oor en oor gekyk het. Hartseer, maar tog is dit 'n mooi storie. Ek onthou, ek het tot ons hond wat ons gekry het, Kruiduin, het ek Simba genoem. Maar, hoekom ek nou praat oor The Lion King is, ons het natuurlik hierso te doen met leeu's, reg? Nou, ons het vir Mufasa, wat die koning leeu is, en dan sy seun Simba. Nou, Mufasa was hierdie nederige koning. Hy is 'n koning wat uitgekyk het vir die diere. Hy was 'n koning wat nie net agter die titel en wat net agter fame en daai goedjies is nie. Nee, hy was 'n koning na wie jy kon opkyk. En dit laat my baie dink aan die leeu van Juda, wie natuurlik Jesus Christus is. Ja, kind van God, jy kan gaan lees in Openbaring 5 vers 5, waar daar staan, dat die leeu uit die stam van Juda triomfeer uit die stamboom van Dawid. Die leeu van Juda, dit is natuurlik ons God. En hoekom dink julle, word God ook vergelyk met 'n leeu? Want 'n leeu is natuurlik die koning van al die diere. 'n Leeu is sterk. En ek is doodseker natuurlik, soos wat ons sien in The Lion King, 'n leeu is nederig. En dis hoekom God vergelyk word met 'n leeu. En 'n leeu wil natuurlik sy mense beskerm. En hy vra net daai respek. Hy vra vir die diere om te weet, hy is koning en om daarvoor te respekteer. En God vra van ons om met hom 'n verhouding te hê. God wil graag hê, ons moet nie vir hom bang wees en sidder omdat hy die koning is nie. Inteendeel, my boetie en sissa, God wil hê ons moet die vrymoedigheid hê om na hom toe te kom. Hy is getrou en hy sal luister na ons. En dis hoekom God vergelyk word met 'n leeu. En dis hoekom hulle praat van die leeu van Juda. Maar natuurlik, in The Lion King het ons dan nou ook Mufasa se broer, wat Scar is. Nou, hy was die teenoorgestelde van Mufasa. Hy was jaloers, hy was afgunstig, hy het hierdie planne gehad om van Mufasa ontslae te raak, wat hy ook reg gekry het. En toe hy koning geword het, was hy so nederig soos Mufasa? Nee, om die waarheid te sê, hy was hoogmoedig. Hy het nie omgegee of die diere genoeg het om te eet en te drink nie. Ek meen selfs die diere wat aan sy kant was, het vir hom op 'n kol kom sê in die fliek, Scar, there is no food, no water. En hy soos van, is that now my job? So dit wys net, hy wou die titel gehad het, hy wou net die fame gehad het. En kind van God, dit laat my dink aan die leeu, waarvan gepraat word in 1 Petrus 5 vers 8, van die leeu, wat rondloop, en net wil verskeer, en verwoesting bring. En dis hoekom die duiwel ook vergelyk word met 'n leeu, maar nie hierdie nederige koning leeu, soos die leeu van Juda nie, maar dis hierdie leeu, wat wil verwoes, en wat wil kom verskeer, en rondloop soos 'n brullende leeu. Nou kind van God, ek wil vandag vir jou vra, wat 'n leeu wil jy hê, moet in jou lewe toegelaat word? Ek wil beslis nie 'n leeu hê, wat net heeldag wil verslind en verskeer nie, maar om deel te wees van die koninkryk van die leeu van Juda, dis waar ek graag wil wees. So my boetie en sissa, ek hoop hierdie woord maak sin vir julle, en julle verstaan nou bietjie beter, die verskil tussen die twee leeu's, wat ons in ons geestelike lewe het. Die leeu van Juda, wat koning Jesus is, en dan natuurlik die leeu, wat net wil verskeer en verslind. Ek hoop julle het 'n baie lekker dag verder, kyk mooi na julleself, en wees geseënd. Totsiens.